Hallo almal en baie welkom. So, is julle reg om julle geografie-eksamen heeltemal te oorheers? Goed, want hier is nie sommer 'n vervelende les nie. Nee, dis 'n vinnige, energieke oefensessie om seker te maak dat die breinspiere is opgewarm en reg vir aksie. Kom ons spring dadelik weg. Reg, hier is ons plan vir vandag. Ons gaan eers kaarte en skaalkaf draf, dan spring ons oor na lyne en liggings en dan, heel aan die einde, gee ek julle 'n paar superslim wenke om alles te onthou. Is julle gereed? Kom ons begin. Goed, kom ons duik dadelik in by afdeling 1. Hierdie vraag gaan oor die absolute fondasie van kaarte. As jy dit eers verstaan, dan verstaan jy die taal van geografie. Hier is ons heel eerste vraag. Dis een van die allerbelangrikste woorde in geografie. Dink vir 'n oomblik mooi. Wat presies beteken daardie woordjie skaal wanneer jy dit op 'n kaart sien? En daar sê, die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Skaal sê vir ons hoeveel keer die regte, groot wêreld gekrimp is om op daardie stukkie papier te kan pas. Dink daaraan soos 'n speelgoedmotortjie. Dis 'n perfekte klein weergawe van 'n regte motor. Wel, 'n kaart doen presies dieselfde ding vir 'n reuse area soos 'n dorp of 'n land. Vraag nommer 2. Ons hoor hierdie terme die heeltyd, kleinskaal en grootskaal. Maar wat is nou eintlik die verskil tussen die twee? OK, hierdie is nou baie belangrik, so kyk mooi. Dis eintlik die teenoorgestelde van wat jy dink. 'n Kleinskaalkaart het 'n groot getal, soos 1 tot 'n miljoen. Dit wys vir jou 'n reuse groot area, soos die hele Suid-Afrika, maar met baie min detail. Aan die ander kant, 'n grootskaalkaart het 'n klein getalletjie. Dit wys 'n klein area, soos net jou buurt, maar met hoop en hoop detail. Onthou daardie omgekeerde verhouding. Goed, ons weet nou wat skaal is, maar hoe wys kaarte dit vir ons? Daar is 3 hoofsoorte. Kan jy hulle onthou? Hier is hulle. Eerstens die lynskaal, wat letterlik soos 'n klein liniaaltjie op jou kaart lyk. Dan is daar die woordskaal, wat dit in 'n volsin vir jou uitspel. En laastens, die verhoudingsskaal, wat net die syfers gebruik, soos 1 tot 50.000. Hulle sê almal presies dieselfde ding, net op 'n ander manier. Nou vir die lekker praktiese deel. Hoe gebruik ons daardie skaal om uit te werk hoe ver dit regtig in die regte lewe is van een plek na 'n ander? Dis so maklik soos 1-2. Regtig. Stap 1. Jy meet die afstand op die papier met jou liniaal in sentimeter. Stap 2. Jy vat daardie getal en jy vermenigvuldig dit met die skaal se getal. Dis net 'n eenvoudige somme. En sien daar, jy het die regte werklike afstand. Fantasties gedoen. Julle is nou amptelik meesters van skaal. Kom ons beweeg aan na die volgende afdeling en kyk 'n bietjie hoe daardie onsigbare lyne oor die aardbol ons help om presies, maar presies te weet waar ons is. OK, hier is 'n dubbele vraag om julle wakker te hou. In watter eenheid meet ons hierdie lyne? En wat noem ons daardie baie belangrike lyn wat die aarde presies in die helfte sny, horisontaal? Heeltemal korrek. Ons meet hierdie lyne in grade, daai klein sirkeltjie wat jy sien. En daardie kritiese horisontale lyn is natuurlik die ewenaar. Alles bo die ewenaar is die noordelike halfrond en alles onder dit is die suidelike halfrond. So ons het nou die aarde van bo na onder verdeel. Watter lyne verdeel dit nou van links na regs in 'n oostelike en 'n westelike deel? Hierdie antwoord is 'n bietjie van 'n triekvraag, want dit is eintlik 2 lyne wat saamwerk. Die Greenwich meridiaan is die beginpunt by 0 grade en die 180 grade lengtelyn is aan die presiese oorkantste kant van die aardbol. Saam vorm hulle 'n reuse sirkel wat ons planeet verdeel. Goed, kom ons bring hierdie konsep nou bietjie nader aan die huis. As ons nou hierdie halfrondes gebruik, waar presies op die wêreldkaart is ons eie land, Suid-Afrika? Presies. Ons ligging word dus deur 2 halfrondes bepaal. Ons is onder die ewenaar wat ons in die suidelike halfrond plaas en ons is oos of regs van die Greenwich meridiaan wat ons in die oostelike halfrond plaas. So onthou, dis suid en oos. Nog 'n dubbele vraag, hoe weet ons of 'n lyn oos, wes, noord of suid is? En, baie belangrik, watter een skryf ons altyd eerste wanneer ons 'n presiese ligging of koördinate neerskryf? Dis eintlik heel eenvoudig. Breedte lyne wat plat lê met noord of suid van die ewenaar. Lengtelyne wat lank van bo na onder loop met oos of wes. En die goue reël, jy skryf altyd breedte eerste. Onthou, jy moet eers weet hoe hoog op die leer jy is voor jy kan weet hoe ver links of regs. Breedte, dan lengte. Altyd. Laaste vraag vir hierdie afdeling. Dis 'n woord wat ons almal al gehoor het, maar kan jy die presiese definisie onthou?
Jep, presies dit. Dis basies 'n versameling van 'n klomp verskillende kaarte wat alles saam in een handige boek gebind is. Mooi soor, julle het letterlik deur hierdie vraag gevlieg. Goed, julle het die kennis. Nou kom ons maak seker dit bly vassteek in julle geheue vir die eksamen. Dink aan hierdie volgende skyfie as jou geheime wapen. 'n Paar vinnige triks om die belangrikste feite te onthou. Hier is jou blitsgids. Onthou net, breedte is plat, soos die sporte van 'n leer. Lengte is lank, van bo na onder. En dan daardie omgekeerde reël vir skaal. 'n Reuse groot getal beteken jy sien so 'n groot area dat die detail piepklein word. 'n Klein getalletjie zoom reg in en gee vir jou groot, duidelike detail. En dit bring ons aan die einde. Ek los julle met een laaste denkvraag om seker te maak julle kan hierdie kennis in die regte lewe toepas. Dink mooi daaroor na. Van my kant af, baie sterkte met die eksamen. Julle het hard gewerk en julle is reg hiervoor. Gaan wys hulle wat julle weet.